Welkom by dag 8 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie daaglikse oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk, sodat jy nie môre se episode misloop nie. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte in Spreuke 8 vers 11. Wysheid is baie meer werd as edelstene. Daar is niks wat jy kan begeer wat teen wysheid kan opweeg nie. Ons leef in 'n wêreld wat gedurig vir ons sê ons het nog iets nodig om regtig gelukkig te wees. Nog geld. Nog sukses. Nog erkenning. Nog besittings. Dis maklik om te begin glo dat ons waarde lê in wat ons bereik of wat ons besit. Maar dan kom ons by Spreuke 8 en God herinner ons aan 'n heel ander waarheid. Hy sê daar is iets wat baie meer werd is as enigiets wat hierdie wêreld vir ons kan aanbied. Sy wysheid. Die Spreuke skrywer sê daar is niks wat ons kan begeer wat daarteen kan opweeg nie. Dit laat 'n mens sommer stil raak. Want as God se wysheid werklik ons grootste skat is, behoort dit ook die ding te wees waarna ons eers soek. Een van my gunsteling dinge in hierdie hoofstuk is dat wysheid nie wegkruip nie. Wysheid roep na ons. God probeer homself nie vir ons wegsteek nie. Hy nooi ons elke dag om nader te kom elke keer wanneer ons ons Bybel oopmaak, bid of eenvoudig vra, Here, wys my wat U wil hê ek moet doen, antwoord ons op daardie uitnodiging. En die mooiste van alles is dat God nooit moeg word om sy kinders te leer nie. Hy gee met vreugde wysheid aan elkeen wat hom met 'n opregte hart soek. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink ek nie eers aan alles wat sy gedoen of besit het nie. Ek dink aan 'n vrou wat God se wysheid haar grootste skat gemaak het. Daarom het haar hele lewe dit weerspieël. Haar liefde vir haar gesin, haar vriendelikheid, haar harde werk en haar goeie oordeel het alles uit haar verhouding met die Here gevloei. Dis presies hoe God vandag ook in ons wil werk. Om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word, gaan nie daaroor om perfek te wees of ander te beïndruk nie. Dit gaan daaroor om elke dag toe te laat dat God se wysheid ons harte, ons denke en ons keuses vorm. Ek wil jou vandag met een eenvoudige vraag los. Waarna jaag jy die meeste? Is jou hart vasgevang in dinge wat eendag sal vergaan, of is jy besig om God se wysheid te soek wat vir ewig bly? Die wonderlike nuus is dat God jou vandag weer nooi om hom eerste te kies. Sy wysheid sal jou lei wanneer jy onseker is, jou vrede gee wanneer die lewe moeilik raak en jou help om die vrou te word wat hy jou geskep het om te wees. Daar is werklik niks wat daarteen kan opweeg nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my vandag weer herinner dat U wysheid my grootste skat behoort te wees. Vergewe my waar ek soms tydelike dinge belangriker gemaak het as my verhouding met U. Gee my 'n hart wat daarna verlang om U beter te ken en U stem elke dag duideliker te hoor. Help my om U wysheid eerste te soek in elke besluit wat ek neem. Vorm my elke dag meer na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou, sodat my lewe U wysheid, U liefde en U genade sal weerspieël. Mag U altyd die grootste begeerte van my hart wees. In Jesus se naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet, waar ons saam nog 'n stukkie van God se wonderlike wysheid in Spreuke gaan ontdek.